Soos ons verlede Sondag gehoor en geleer het, is dit so 'n groot voorreg wat ons as kinders van God het, dat ons in worship na sy troon toe kan gaan, dat ons hom kan ontmoet, dat ons sy presence kan binnegaan en hom kan ervaar. En ek glo en vertrou dat daar waar jy sit, dat jy ook bewus is van die teenwoordigheid van ons lewende Here. Grace and peace van my kant af. En ek is bly dat jy die diens saam met ons deel, en ek is bly dat jy saam met ons ook geworship het vanmôre. En nou is ons opgewonde, want nou kan ons hoor wat die Here vir ons wil sê. Ons kan hoor wat is op sy hart vanmôre, om vir ons as gemeente en vir ons as individue te leer. Net voordat ons aangaan, wil ek vir jou uitnooi, volgende Sondag gaan ons online weer saam nagmaal gebruik. So wil jy nie asseblief die tekens van die nagmaal voor die diens regkry volgende Sondag nie? En dan tydens die diens gaan daar 'n geleentheid wees wat ons dan ook saam as gelowiges, al is dit op hierdie virtuele manier, gaan ons dan ook saam nagmaal gebruik. So ek nooi jou uit volgende Sondag om saam met ons nagmaal te vier. Voordat ons luister na vandag se boodskap en hoor wat op die Here se hart is, kom ons maak ons harte oop en ons vra vir hom, kom beweeg in ons harte, kom werk in ons harte. Here, dis vir ons 'n amazing voorreg om U te kon worship. U het vir ons verlede week kom weer eens wys, wat is U hart vir worship? En nie vir ons U model vir worship kom leer toe U vir ons gewys het die hele proses van die tabernakel. En ons wil vir U dankie sê, Here Jesus, dat die voorhangsel geskeur is. Ons wil vir U dankie sê dat ons vry is om binne in U teenwoordigheid in te gaan, binne in U troonsaal in te gaan, by wyse van Spreuke, en 'n ontmoeting met U as ons koning te kan hê. Ons eer U daarvoor, en ons prys U en ons dankie, en ons sê vir U dankie dat ons ook vanmôre daardie voorreg gehad het. En dankie dat ons weet, U het iets op U hart om met ons te deel vanmôre. En ons is honger om dit te hoor, en daarom maak ons harte nou oop, en ons vra dat U in ons harte sal werk, dat U in ons gedagtes sal werk, dat die woord nou op vrugbare grond sal val, en ek vra dat U in my sal werk en deur my sal werk. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. In die lewe maak ek en jy elke dag van ons lewe 'n klomp keuses, ons maak 'n klomp besluite. Groot en klein. En kom ons sê gou vir mekaar, dis nie noodwendig altyd maklik om die regte besluit te kies nie. Dis nie noodwendig maklik om altyd die regte pad te kies nie. Partykeer kyk ons terug later in ons lewe en dan dink ons, hier het ek 'n verkeerde besluit geneem en daar het ek 'n verkeerde keuse gemaak en kyk wat was die gevolge daarvan gewees en dan is dit so maklik dat spyt mens oorweldig en dan sê jy, pleks ek het dit gedoen of pleks ek het dat gedoen of pleks ek het na die Here geluister of pleks ek het dit op 'n ander manier net benader. En dit is ongelukkig so dat ek en jy gaan foute maak, maar dit beteken nie dat ons moet agteroor gaan sit en sê, dis nou maar die lewe nie. Ons hoef nie deur ons foute te leer nie. Daar's 'n manier wat ons kan beter keuses maak, wat ons beter besluite kan maak, sodat ons nie daardie spyt noodwendig in die toekoms gaan hê nie. Nou, wanneer ons besluite maak, wanneer ons keuses moet uitoefen, is die vraag wat die meeste van ons gewoonlik vra, veral as dit groterige besluite en groterige keuses is dit reg of is dit verkeerd? Maar baie keer deur 'n dag, so 'n klein goedjie so tussen wat mense hierdie vraag vra, is dit reg of is dit verkeerd? En dit is nie noodwendig 'n verkeerde vraag om te vra nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar's 'n beter vraag. 'n Vraag wat ons lewens kan verander. En dis 'n ding waaroor ek hierdie laaste ruk geweldig baie oor nagedink het. Ek glo dat die Here hierdie ding vir my kom wys het ook, nê. En ek het so gedink, nê, as ek dalk hierdie vraag in my lewe 20, 30, 40 jaar gelede gevra het, sou baie van die foute wat ek persoonlik in my lewe gemaak het, of die verkeerde keuses wat ek gemaak het, sou ek waarskynlik nie gedoen het nie. En ek dink dit gaan dieselfde wees met jou. So die Here wil vanmôre vir my en jou sê, en dis ons tema, neem beter besluite met een eenvoudige vraag. Make better decisions with one simple question. Met ander woorde, wat hy vir ons sê, daar's een vraag wat ons kan vra, wat ons gaan help, wat my gaan help, wat jou gaan help, sodat ons beter keuses kan maak, beter besluite kan maak. Ons ankervers vanmôre, wat ons sommer net gebruik as, ek wil amper sê as die afskop van hierdie boodskap, ons gaan na 'n klomp ander verse ook kyk vanmôre, is Spreuke 4 vers 7.
Getting wisdom is the wisest thing you can do. And whatever else you do, develop good judgment. So met ander woorde, ons moet wysheid soek. Dis wat hierdie teks vir ons sê. Ons moet agter wysheid aangaan. Die teks sê dis die wysste ding om te doen. Getting wisdom is the wisest thing you can do. Dit beteken dat ons nie net sommer net voortvoeter in ons eie ding doen nie, nê. En dan gaan hy aan en hy sê, and whatever else you do, develop good judgment. Hoe belangrik is dit, develop good judgment, sodat ek en jy die regte keuses kan maak. Nou okay, die vraag dan vanmôre vir my en jou is, wat is dan hierdie eenvoudige vraag? As ons tema is, en as die Here vir my en jou wil sê, ons kan beter besluite neem deur een eenvoudige vraag te vra, dan is die vraag, wat is hierdie vraag? En dis 'n baie eenvoudige vraag. Is dit wys? Is this wise? Met ander woorde, is dit wys om dit te doen? Is dit wys om dit nie te doen nie? Is dit wys om hierdie tree te gee? Is dit wys om te wag? Et cetera, et cetera. As ons hierdie vraag vra, gaan dit ons nie net help om die regte keuses te maak nie. Dit gaan ons nie net help om die regte besluite te maak nie. Hierdie vraag gaan letterlik 'n radikale invloed op ons lewens hê en dit gaan ons lewens radikaal vorentoe verander en verbeter. Nou, as dit so is, nê, kom ons neem dit ter harte. Kom ons hoor wat die Here vir ons vanmôre sê oor hierdie vraag. En ek wil gaan na 'n belofte toe, nê. Want ons praat ook hierso oor wysheid as ons die vraag vra, is dit wys? Nie net is dit die regte of die verkeerde ding nie. Is dit 'n goeie of 'n slegte ding nie, maar is dit 'n wyse ding om te doen? Is dit die wyse keuse, nê? Wil ek jou vat na Jakobus 1 vers 5 toe. Ons ken die vers baie goed. Waar Jakobus sê, if you need wisdom, ask our generous God, and he will give it to you. He will not rebuke you for asking. Nou met ander woorde mense, as ek die Here vra om vir my wysheid te gee, sê hierdie teks, hy sal vir my wysheid gee. Maar die lyn word ook hier getrek na God toe, dat wysheid kom van God af. Ons kry wysheid by God, ons kry insig by God. Nou, so met ander woorde, as ek die vraag vra, is dit wys? Dan beteken dit ook dat ek rekenskap sal hou met God in die proses wat ek hierdie vraag vra. En ek wil met jou 3 goeters vanmôre kom deel, wat ek dink hierdie ding vir ons verder gaan beskryf en dit verder gaan uittrek, wat ek en jy ter harte moet neem. En die eerste is, net omdat jy kan, beteken nie jy moet nie. As ek dit so kan stel. Net omdat jy iets kan doen, en dit dalk oukei is om dit te doen, beteken nie noodwendig jy moet dit doen nie. Hoor wat sê 1 Korintiërs 10 vers 23 en ek het gekies om dit uit die Amplified Bible te lees wat dit so 'n bietjie verder omskryf. All things are legitimate, dan tussen hakies, nee, permissible, and we are free to do anything we please. Sluit die hakies, but not all things are helpful, expedient, profitable and wholesome. All things are legitimate, but not all things are constructive and defying. So met ander woorde wat die teks vir ons sê, net omdat ek iets kan doen, beteken dit nie noodwendig dat dit 'n goeie ding is nie. Dit beteken nie noodwendig dat dit my gaan help nie. Dit beteken nie noodwendig dat dit die goeie resultate sal hê nie, nee. Dit beteken nie noodwendig dat dit konstruktief gaan wees nie. So, dit beteken, ja, daar's baie goed wat ek kan doen, maar net omdat iets moontlik is, beteken nie ek moet dit doen nie. En ons moet dink oor hoe ons keuses, hoe ons besluite ons lewens raak. Ons moet dink daaroor hoe ons keuses en ons besluite ons toekoms gaan raak. Ons moet dink daaroor hoe ons keuses en ons besluite ons geliefdes gaan raak en hoe dit ander mense gaan raak, nê. Nee. Spreuke 14 vers 8 sê, the prudent understand where they are going, but fools deceive themselves. En baie keer, dink ek, is ons soos daai tweede deel, fools deceive themselves, waar ons so rasionaliseer oor goeders, nee, dat ons onsself inchat om eintlik die verkeerde keuses te maak, om eintlik die verkeerde besluite te maak, omdat dit baie keer die ding is wat ek graag wil doen, en ek luister nie na die ander kant nie. En die teks sê, the prudent understand where they are going. So as ek 'n vision het, dat ek wil rarig nader aan die Here beweeg, ek wil meer soos 'n volgeling van hom leef, nee,
dan gaan ek mos anders dink oor dit, nê. Ek dink die meeste van ons het 'n vision om ek wil suksesvol in die lewe wees of ek wil geld maak in die lewe en al daai goeders. En ja, ek sou sê dis ambisie. Dis ambisie en almal van ons moet ambisie hê en daar's niks verkeerd daarmee om ambisie te hê nie. Dit is goed as jy ambisie het. Partykeer is ons net dalk selfish ambition en dit maak dat ons al die verkeerde besluite neem, nê. Maar as ek en jy regtig 'n verhouding met ons lewende Here het, dan sê ons die beste vir ons lewe is om binne God se wil te wees. Die beste vir ons, die veiligste plek in my lewe is die senter van God se wil. So met ander woorde, wanneer ek keuses en besluite neem, beteken dit ek wil keuses en besluite neem wat pas in God se wil en wat die regte ding sal wees, nie net in die wêreld se oogpunt nie, maar regte ding sal wees ook vir my as kind van die Here. The prudent understand where they are going, but fools deceive themselves. En dit is vir my so opvallend, nee, hoe maklik dit vir ons is om onsself te deceive. Ons kan onsself so mislei, want ons kan onsself regtig so inchat. En partykeer doen ons dit selfs ook met mekaar, sodat ons saam die verkeerde keuses maak, nee. So wat moet ons dan doen? Neem tyd en dink oor hoe jou keuses en jou besluite jou en ander mense gaan beïnvloed. Met ander woorde, en hier's die warning, moenie in iets instorm nie. Moenie oorhaastige besluite neem nie. Moenie impulsiewe besluite neem nie. Kan ek gou vir jou sê, 90% van die tyd wat jy dit doen, neem jy die verkeerde besluit. 90% van die tyd wat jy in iets instorm, wat jy oorhaastige besluit maak, en wat jy impulsiewe besluite neem, nee, neem jy die verkeerde besluit. En is jy later spyt of draai jy die verkeerde konsekwensies of die slegte konsekwensies van daardie keuse wat jy gemaak het, van daardie besluit wat jy geneem het. Nee, dink daaroor. Vat tyd. Ja, ek weet baie keer het ons nodig om vinnig 'n besluit te neem, en dan is nie altyd hierdie baie tyd nie, maar moet dit nog steeds nie oorhaastig doen nie. Vat tyd en maak seker dat ek en jy seker maak dat ons die regte keuse maak of die wyse keuse maak. So wat moet ek doen? Ek vra myself, is dit wys? Voor ek oorhaastig in 'n ding inklim, voor ek in 'n ding instorm, voor ek impulsief is dit wys om nou hierdie ding te doen? Is dit wys om dit te ignoreer? Is dit wys om hierdie tree te gee? Is dit wys hierdie besluit wat ek nou gaan maak? En dit gaan my baie beter laat dink. Dit gaan my help om nugter te dink en om regtig te discern, te onderskei. Wat is die regte ding of die beter ding hierso om te doen? Jy weet, baie keer is 'n ding nie noodwendig reg of verkeerd nie, maar daar's baie keer 'n beter keuse om te maak as die keuse wat dalk baie keer voorhand liggend is, nê. En dan die ander ding is, ek dink, en dit is so belangrik, nê. As ons vra, is dit wys, nê, dan het ons ook baie keer nodig om raad van ander mense te vra. En dan wil ek sê, spesifiek mense wat jy vertrou, met ander woorde, mense wat jy weet jy kan vertrou, mense wat jy weet het jou beste belange op jou hart, mense wat vir jou omgee, en dis verskriklik belangrik, en mense wat saam met God die pad stap, en dis essensieel belangrik. Hoekom? Want mense wat saam met God die pad stap, gaan jy op 'n manier anders 'n guide en vir jou ander raad gee as die persoon wat die Here nie ken nie en nie regtig worry oor die Here nie, nê. Spreuke 15 vers 22 sê, plans fail without good advice, but they succeed with the advice of many others. Die probleem is, baie van ons wil nie raad vra nie. En die groot rede daarvoor is, ons dink baie keer ons het al die insig, en die ander rede is, ons is baie keer te trots om raad te vra en om na ander mense te luister. Maar die Here sê ons moet raad vra. Die Here sê ons moet verander ook vra, want hoekom? Hy gebruik ook ander mense om my te help om hierdie vraag te antwoord, is dit wys? Dit vra met ander woorde dat jy nederig moet wees. Dit vra met ander woorde dat jy ook ander mense se goeie wysheid en goeie advies moet waardeer. Nie noodwendig gaan mense altyd vir die regte raad gee nie, maar as jy die regte mense kies, sal God hulle ook gebruik, en baie keer sal hulle vir jou iets dalk wys wat jy nie raak gesien het nie, of hulle sal iets bevestig wat jy reeds raak gesien het, en dit gaan jou help om die regte besluit te neem. So dis die eerste gedagte wat 'n groot warning sign vir my en jou is, nê. Net omdat ek en jy iets kan doen, beteken nie ons moet dit doen nie.
Die tweede ding is, dat ons altyd moet vra, as ons hierdie vraag vra, is dit wys? Dat ek daarmee saam sal dink daaroor, wat sal die blywende impak van die besluit wees? What will be the lasting impact? Nie net, wat sal die impak nou wees, in die volgende dag, of 2, of in hierdie oomblik nie. Want ons gaan baie keer vir die moment's satisfaction, vir die oomblikse lekker, nê. En ons dink nie aan die consequences in die toekoms nie. Jy sien, elke besluit wat ek en jy neem, het 'n impak. Party het 'n korttermyn impak en 'n party het 'n langtermyn impak. Elke besluit wat ons neem het 'n impak. En baie besluite wat ons neem het 'n impak op die korttermyn sowel as op die langtermyn. Hoor wat sê die skrywer in Spreuke 14 vers 15. Fools will believe anything. Hulle gat sommer net aan en hulle chat hulle self en hulle luister na enigiets en hulle val vir allerlei schemes and you name it, nee. But the wise think about what they do. En dis waar ek en jy moet kom. Ons moet by daai tweede gedeelte kom. But the wise think about what they do. En daarom, as ek en jy wys wil wees en met wysheid wil optree, dan moet ons die vraag vra, is dit wys wat ek nou doen? Is dit wys as ek hierdie keuse maak? Is dit wys as ek daardie keuse maak? Etc. Nee. So, wat ek kan vra dan ook hierso is, hoe my besluit, hierdie keuse wat ek nou maak, hierdie besluit wat ek nou neem, hoe gaan dit my lewe op die lange duur beïnvloed? En wat gaan die effek daarvan op die lange duur wees op my lewe? Hoe gaan dit ander mense, byvoorbeeld my gesin se lewens op die lange duur beïnvloed, maar ook hoe gaan dit ander mense, as hulle daarbey betrek is, se lewe op die lange duur beïnvloed? Ek kan hierdie vraag vir my vra, gaan ek net vir 'n oomblik satisfaksie of vir 'n kort tydjie gaan dit lekker wees en satisfaksie bring en dan gaan dit weer weg? En dis 'n legitieme vraag wat ons moet vra, want baie keer neem ons impulsiewe besluite omdat op daai oomblik is dit lekker en die consequences daarvan is op daai oomblik lekker, nê. Nee. As ek dink nou skielik aan 'n voorbeeld, nê, wat ek vir jou kan gee, nê. As ons byvoorbeeld by 'n Kersseisoen kom, nê. Dit is gewoonlik die tyd wat mense die meeste onverantwoordelike finansiële besluite neem, nê. Ek dink dis al die gebombardeerdery wat ons kry in die atmosfeer in die winkels en alles en dis so maklik om 'n klomp geld te spend wat jy nie het nie. Of om op die kredietkaart 'n klomp geskenke te koop of om net wil te gaan en geld te leen sodat jy al hierdie geskenke kan doen en dis baie lekker en jy het hierdie wonderlike oomblik wanneer jy Kersfees hou en wanneer jy saam met jou gesin is en so. En dan kom Februarie en Maart en April en Mei en dan suffer jy wat o my aarde. Ek het keuses gemaak oor my finansies wat my nou 'n prys laat betaal, nê. Dis 'n simpel voorbeeld. Daar's soveel van hierdie voordele. Voorbeelde, nê. En daar's ook 'n ander ding. Baie keer sê mense baie vinnig, hulle sal iets doen. En hulle dink nie noodwendig aan die langtermyn gevolge daarvan nie, nê. En dit is so belangrik dat ek daaraan ook moet dink, nê. Die woord sê vir ons dat ons ja moet ons ja wees en ons nee moet ons nee wees, nê. Wat beteken dat as ek sê ek gaan iets doen, dan doen ek dit, nê. So dit is ook die wyse ding om te doen, om te bly by as ek my commit het tot iets, dat ek dit sal doen. As ek vir die Here gesê het, Here, ek sal hierdie ding doen, dan doen ek dit. Dan hou ek nie net op nie, nê. As ek vir die Here gesê het, Here, ja, ek's gereed, kies my, dat ek daai pad sal loop. En kom ek sê vir jou, nê, en ek gaan so 'n bietjie van die punt af miskien as ek dit sê, nê, baie keer as ek en jy groot besluite neem, wat die Here vir ons oplei, nê, dan kom daar dalk 'n dag in 'n moment wat ek wonder, ek weet nie of ek hierdie ding kan aanhou doen nie. Hoekom nie? Want die duiwel val ons baie keer aan. Want jy sien, en kom ek sê dit gou vir jou, die duiwel wil hê ons moet buite God se wil wees. Die duiwel wil hê dat ons moet ons omdraai op ons ja vir die Here. Want hy weet wat die consequences daarvan gaan wees. En die duiwel soek inkomplek in ons lewe. En jy sien, as ek lewe volgens God se wil en ek commit my tot God se wil en ek doen wat ek vir die Here gesê het ek sal doen, dan kry jy nie so maklik toegang nie. Maar die oomblik as ek terugdraai, ek het byvoorbeeld 'n belofte vir die Here gemaak en ewe skielik doen ek dit nie meer nie. Daai oomblik maak jy die deur vir die duiwel oop. So, wat sal die impak hiervan wees, nê?
En dis dalk die vraag wat ons ook kan vra, nê, gaan hierdie besluit wat ek neem, en hoor baie mooi wat ek vir jou sê, gaan hierdie besluit wat ek neem, gaan dit dalk 'n deur vir die duiwel oopmaak? En mense, ons dink verskriklik verkeerd baie keer hieroor. Baie keer dink ons glad nie aan die feit dat ons 'n deur vir die duiwel kan oopmaak in keuses en besluite wat ons maak nie. En ons ignorant. Maar as ek die vraag vra, is dit wys? Dan is die logiese ding ook, nie noodwendig in alles nie, maar daar is sekere goedes wat ek moet vra, maak ek hierdeur dalk 'n deur oop vir die duiwel om in my lewe in te werk? So ek dink dit is so belangrik dat ons dit moet vra, né? Spreuke 12 vers 15 sê die sprekerskrywer, "The way of a fool is right in his own opinion, but the one who listens to advice is wise." Jy sien, volgens die besprekerskrywer, die fool dink hy's reg, hy weet alles, hy verstaan alles. Maar die wyse een luister na raad, né? So mense, maak seker dat ek en jy die langtermyn effek van ons besluite, vir al die groot besluite, sal oorweeg en in ag neem. En maak seker dat my besluite en my keuses in lyn met God se wil is. Jy weet, nee, baie keer, en ek dink dit ewe skielik daaraan ook, nee, selfs in klein goedjies, nee, ons moet nie dink dat die Here ons net in groot goed lei nie, die Here lei ons in klein goedjies ook, nee, om regtig te luister, die Here kan vir my en jou lei om in klein goedjies die beter keuses te maak, nee, of besluite te neem wat op daai oomblik eintlik net vir my dit beter en makliker gaan maak. Hy kan selfs vir my leer om geld te spaar en deur my te help om in 'n spesifieke oomblik 'n ander keuse te maak, nee, of wat ook al, nee. En ons vergeet baie keer, nee, dat ons is verantwoordelik teenoor God vir die keuses wat ons maak. Romeine 14 vers 12 sê, "Yes, each of us will give a personal account to God." Dit is so dat as jy 'n wedergebore kind van God is daar vir jou geen veroordeling nie. Dit is so. Ons gaan nie veroordeel word en hel toe gestuur word nie. Ons weet dat ons is erfgename saam met Jesus. Ons is adopted kinders van God, so ek gaan 'n erfenis wees van die hemel, ek gaan 'n erfenis wees van sy koninkryk. Erfgenaam van sy koninkryk wees, maar ons gaan nog steeds account gee, rekenskap gee vir ons dade, en dit gaan nog steeds 'n invloed hê, en ek glo, as ek die Bybel reg verstaan ook, nee, is daar rewards wat ons in die hemel gaan kry, of nie gaan kry nie, as gevolg van dit wat ons hier op aarde gedoen het. So ek dink, hierdie is so belangrik, nee, dat ons hierdie vraag moet vra, wanneer ons vra, is dit wys? Dan is deel van dit om te sê, okay, wat sal die impak van dit wees op die lange duur? Wat is die impak op die korte duur? Gaan dit net van op die korte duur 'n positiewe effek hê, gaan dit op die lange duur 'n positiewe effek hê? Nee, en ek wil ook vir jou sê, nee, as kinders van God, nee, moet ons ook vir mekaar sê, dat ons moet ook baie keer vra, wat gaan die impak van hierdie besluit op die koninkryk van God wees? Want jy sien, ons is verteenwoordigers van die Here op hierdie aarde, en partykeer neem ons besluite en tree ons op maniere wat skade doen aan die koninkryk, en eintlik die naam van die Here in die wêreld se oë deur die modder trek, soos met baie mooi daaroor ook dink, nee. En dan die laaste ding, nee, wat ek dink so belangrik is, nee, as ons hierdie vraag vra, is dit wys, moet ons ook vir onsself vra, reflekteer dit wat ek nou gaan doen, hierdie keuse wat ek gaan maak, reflekteer dit wie ek in Christus is. Met ander woorde, reflekteer dit dat ek 'n kind van God is, dat ek aan hom behoort, nee. So met ander woorde, ek moet baie mooi daaroor nadink, hoe my keuses en my besluite, selfs baie keer, daai vinnige besluit vir die moment, wat dalk satisfaksie in die moment het, nee, hoe dit my identiteit in Christus weerspieël. Hoe sien die wêreld dit? Wat sê dit vir die wêreld, nee? Kolossense 3 vers 17 sê, "And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the Father." Luister baie mooi. Whatever you do or say. Kom ons kry net gou dit, want baie keer ignoreer ons dit, nee, en ons sal sê, ja, in die groot besluite gaan ek dink daaroor, en gaan ek uitvind wat is God se wil. Hier staan, and whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the Father. So met ander woorde, as ek nou hierdie ding doen, wat sal dit van my sê as kind van God?
As ek hierdie keuse maak, wat sal dit van my sê as kind van God? Wat se beeld gaan dit vir die wêreld? Nie om te sê, kyk hoe wonderlik is hy of kyk hoe wonderlik is sy nie. Nee. Gaan dit die feit dat ek 'n kind van God is enhance of gaan mense sê, hy's 'n kind van die Here en kyk net wat doen hy. Hy's 'n kind van die Here, sy's 'n kind van die Here en kyk net die besluite wat sy maak. Kyk net hoe sy optree. Kyk net die goed wat sy sê. Jy sien ons moet baie mooi daaroor ook dink. Hoekom? Want ons is God se kinders en ons is God se verteenwoordigers in hierdie wêreld, nê. Wat sê my besluit van die feit dat ek 'n kind van God is? Watter beeld gee my besluit van 'n volgeling van Jesus? Dat mense wat die Here nie ken nie sou sê, met ander woorde, is dit hoe kinders van die Here is? Is dit hoe volgelinge van die Here is? Jy sien, ons wys 'n lig uit na die Here en ons moet sy lig in die wêreld indra, nê. En ons doen dit ook deur die keuses wat ons maak, nê. So ek kan vir myself vra, as ek vra, is dit wys, gaan hierdie besluit eer aan God bring? Gaan dit God se naam deur die modder trek? Gaan dit skade doen aan my getuienis as kind van God? Gaan dit 'n negatiewe effek op die koninkryk hê? Gaan dit 'n positiewe effek op die koninkryk hê? En nou gaan jy vir my dalk sê, maar jy maak die lewe nou baie complicated. Hoekom moet ons altyd hierdie spiritual vrae vra? Kan ek vir jou sê, because everything is spiritual. Ek glo dit met my hele hart. Alles is geestelik. We are living a spiritual life. Ons spiritual life gaan vir ewig voorthou gaan. Everything is spiritual. Jy sien, ons wil dit baie keer onderskei. Ons wil ons spiritual life hê as ons op Sondag kerk toe gaan, nê. Of as ek in my binnekamer is en môre by die werk en daar leef ek wat ek wil en daar doen ek wat ek wil. Nee. Everything is spiritual. Hoe jy môre optree by jou werk, sê vir die wêreld iets van jou as 'n volgeling van God. Dit sê iets van jou getuienis. So oppas. Filippense 1:27 sê, above all, bo alles, you must live as citizens of heaven, conducting yourself in a manner worthy of the good news about Christ. Kan ek dit weer lees? Above all, dis baie belangrik. Bo alles, you must live as citizens of heaven. Jy sien, ons is nie burgers van die koninkryk van die wêreld nie. Ons is burgers van die koninkryk van die hemel. Ons is burgers van die koninkryk van God. Conducting yourself in a manner worthy of the good news about Christ. So wat van as ek 'n verkeerde besluit neem? Wat van as ek iets gedoen het wat my getuie erken dit? Vat verantwoordelikheid. Bely dit nommer 1 voor die Here. Erken jou foute ook voor ander en vat verantwoordelikheid daarvoor. En maak seker dat die wêreld en mense sal hoor jy het dit gedoen in jou eie sonder dat jy gedink het aan die konsekwensies daarvan. En dat jy jammer is oor die skade wat jy daardeur gedoen het aan jou getuienis en aan die koninkryk van God. Jy sien, ons moet besluite neem wat in lyn is met wie ek en jy in Christus Jesus is. So met ander woorde, ek moet besluite neem wat my Christelike waardes onderstreep. So wanneer ek vra, is dit wys? Dan moet ek ook vra, wat is die geestelike impak hiervan? Watter beeld gaan dit van my as kind van God gee in die wêreld? Wat se lig gaan dit skyn in die wêreld? Wat gaan dit vir die wêreld sê van volgelinge van Jesus? Is ek deur hierdie besluit wat ek neem, gaan ek skade doen aan die koninkryk? Baie belangrike vraag om te vra, nê. So, maar ek moet keuses maak wat my Christelike waardes enhance en onderstreep en nie skade daaraan doen nie. So mense, kom ons vat gou saam. Die belangrike ding wat die Here vir ons sê vandag is dat ons dat ons een vraag kan vra om beter besluite te neem, en dis die vraag, is dit wys? Is this wise? Maar ek en jy moet onthou, en dit is wat die vertrekpunt is, wat ek en jy moet net klik. Net omdat ek iets kan doen, of iets mag doen, beteken nie noodwendig ek moet dit doen nie. Beteken nie noodwendig dis die regte of die beste ding in daai oomblik, of vir my nie. Ek moet vir myself vra ook,
in die proses wat ek vra, is dit wys, wat sal die blywende impak hiervan wees? En reflekteer dit wie ek in Christus Jesus is. Nou mense, die woord leer vir ons spesifiek Spreuke, om wysheid te soek, en om met wysheid op te tree, is een van die beste dinge wat ek en jy kan doen. Wanneer ons wysheid nastreef, wanneer ons wysheid van God vra, wanneer ons nie net oorhaastig invoeter in alles nie, en net lewe soos ek wil nie, nee, gaan ek met wysheid leef en gaan my impak anders wees. Spreuke 28 vers 26 sê, those who trust their own insight are foolish, but anyone who walks in wisdom is safe. Kom ons staan net gou by eers, ek wil nou by die eerste deel stil staan. Those who trust their own insight are foolish. So met ander woorde, as ek dink, ag nee man, ek weet presies. Ek verstaan alles. Ek het nie hulp nodig nie, ek het nie raad nodig nie. Ek hoef nie eens vir die Here te vra nie. Ek ken mos dit. Ek weet, nee. Die woord sê, those who trust their own insights are foolish. So met ander woorde, as ek so redeneer, sê die Here, sê die woord van God vir my en vir jou, jy's 'n fool. Jy is 'n fool wanneer jy dink dat jy alles weet. Jy is 'n fool, ek is 'n fool wanneer ons dink dat ons het al die insig. Dis nie ek wat dit sê nie, die woord sê dit. So daarom moet ek en jy hoor dat wysheid en nederigheid loop hand aan hand. OK? Want jy sien, wysheid kom met nederigheid. Mense wat nie nederig is nie, neem nie wyse besluite nie. Dis so eenvoudig soos wat dit is. Mense wat nie nederig is nie, maak wat hulle wil. OK? Spreuke 11 vers 2 sê, pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom. So met ander woorde, pride bring nie wisdom nie. Pride leads to disgrace volgens hierdie teks. Maar die tweede deel, with humility comes wisdom. So hoe meer ek alles in nederigheid aanpak, hoe meer wysheid gaan ek hê. Hoe voller ek van myself is, nee, hoe meer pride gaan na in my lewe wees, hoe meer gaan ek verkeerde besluite neem. Hoe slegter voorbeeld gaan ek wees. Jy sien, so wanneer ek en jy vra, is dit wys? Help dit ons om besluite te neem wat die regte ding sal wees en wat goed sal wees vir myself en vir ander. Ja, kan ek net gou sê, as kind van die Here, is ek en jy nie veronderstel om besluite te neem wat vir my voordeel bring, maar wat ander seer maak nie. Ek en jy is nie veronderstel om besluite te neem wat vir my die lewe beter maak, maar wat bo oor ander leef nie. Dan verstaan ons iets van die evangelie nie. So dink net hoe my en jou lewe kan verander wanneer ons elke besluit wat ons neem deur hierdie vraag filter. Dink net hoe my en jou lewe kan verander as ek en jy met integriteit hierdie vraag vra en selfs daaroor bid, nee, Here, ek is onseker hierso, ek weet nie wat is die wyse ding om te doen nie. En hy sal vir jou wys. Mag baie keer 'n tydjie vat, nee. En wanneer ek dit doen, raai wat gaan ek agterkom? Dan gaan meer vrede in my hart wees. My besluite sal ook meer regverdig wees en sal ander nie benader. En dit is baie belangrik. Die oomblik wanneer ek en jy 'n besluit neem wat skade doen aan ander, moet daar warning lights vir ons aangaan. En unfortunately gebeur dit baie in die wêreld. Veral in die besigheidswêreld is dit volop, waar besluite geneem word wat goed is vir een persoon, maar 'n ander persoon skade aandoen. Ons moet baie versigtig wees. As 'n kind van die Here speel ek nie die reëls volgens die reëls van die wêreld nie. Ek speel volgens die reëls van die koninkryk van God. So my besluite sal meer regverdig wees, sal ander nie benadeel nie wanneer ek met wysheid besluite neem. En jy sal besef dat wat jy doen meer in ooreenstemming is met wie jy in Christus is. En jy sal op die regte pad stap. En dit alles deur hierdie vraag deel van jou lewe te maak. Is dit wys? Is dit wys? En
moenie net in moeilike tye hierdie vraag vra nie. Ek dink baie keer in moeilike tye vra ons hierdie vraag. En moenie net dit vra wanneer ons groot besluite moet neem nie. Maar wanneer ek en jy leer om in selfs die klein goedjies te vra, is dit wys. Wanneer ons leer om dit gereeld te vra, in elke situasie groot of klein, gaan dit 'n groter impak op ons lewe hê. Dit kan 'n geweldige positiewe impak op my en jou lewe hê. Dit kan 'n positiewe impak hê op die manier wat ek en jy ons geld hanteer en ons geld bestuur. Dit kan 'n positiewe impak hê op die manier wat ek en jy met ander mense omgaan. Dit kan 'n positiewe impak hê op ons verhoudings. Dit kan 'n positiewe impak op die manier hê wat ek ander mense hanteer. Dit kan 'n positiewe impak hê op my vriende, dit kan 'n positiewe impak hê op my gesin. Dit kan 'n positiewe impak hê op die koninkryk. En raai wat? Wanneer ek die vraag vra, is dit wys? En dan regtig optree volgens met wysheid en met wysheid die regte keuses maak en die besluite neem, gaan dit nie net al hierdie positiewe goed hê vir my nie, maar dit gaan my verhouding met God verdiep. Dit gaan my nader aan die Here bring. Dit gaan my verhouding met God versterk. Die vraag is, wil ek hê dit met my verhouding met? Wil ek 'n close verhouding met hom hê? Wil ek binne sy wil lewe of jy sien, ek dink nou ewe skielik net, daar's 'n ding wat ek baie keer in stories hoor. Dis makliker om na die tyd verskoning te vra as om te wag om die regte besluit te neem. En dis die verkeerde manier, dis die wêreldse manier. God se manier is, dink mooi, en vra die vraag, is dit wys, voor jy besluit maak, voor jy keuse maak. En dan gaan jy nie nodig hê om na die tyd te sê, ek is jammer nie. So mense, kom ons neem ter harte wat God vandag vir ons leer. In die weke wat verby is, het hy vir ons so baie goed geleer oor die toekoms. Hy is besig om ons op te rig, hy is besig om ons toe te rus vir die dag van môre, vir oormôre, vir die toekoms. Hy wil iets in ons doen, hy wil iets deur ons doen, en vandag sê hy vir my en jou, daar's 'n beter manier om besluite te neem. En dit is deur die vraag te vra, is dit wys? So kom ek gaan kyk na die tweede deel van die vers wat ons net gevat het. Spreuke 28 vers 26. Those who trust their own insight are foolish, but luister nou. But anyone who walks in wisdom is safe. Dis 'n belofte. Anyone who walks in wisdom is safe. En dis nie ek wat dit sê, die woord sê dit. Dis 'n beginsel. Met ander woorde, wanneer ek hierdie vraag vra, is dit wys? En dan daarvolgens besluite neem. Anyone who walks in wisdom is safe. Wat 'n versekering. Ek is veilig. Want ek tree met wysheid op. En op hierdie manier gaan die duiwel nie toegang kry tot ons lewe deur ons besluite nie. En op hierdie manier gaan ons besluite nie skade aan ander doen nie. En op hierdie manier gaan my keuses en my besluite positiewe impak op my lewe hê, positiewe impak op ander hê, positiewe impak op my verhouding met God hê. Ek dink hierdie is 'n aha moment vandag. Een eenvoudige vraag wat my en jou lewe radikaal kan verander. Wat die besluite wat ons neem radikaal kan verander. Is dit wys? Kom ek en jy as volgelinge van God, as kinders van God, begin om hierdie vraag te vra in die klein en die groot besluite in ons lewe. Kom ons maak so toe. Vader, ek wil vir U baie, baie dankie sê, dat U vir ons prakties help en toerus en coach hoe om hierdie lewe te benader. En dis wat U vanmôre ook gedoen het. U het vanmôre op 'n praktiese manier gekom en vir ons kom wys hoe ons kan besluite maak, hoe ons keuses kan maak, en dat daar 'n beter manier is as wat ons baie keer aanpak. En ja, Here, ons het dit nou gehoor, en nou is die vraag, gaan ons dit ter harte neem? Want baie keer hoor ons wat U sê, Here, maar dan gaan ons en dan doen ons wat ons wil. Dan volg ons weer ons eie kop. Dan ignoreer ons wat U gesê het, of ons vergeet gerieflikheidshalwe wat U gesê het. Want dit pas ons nie. Maar U sê vanmôre vir ons, hierdie is die beter manier. Hierdie is die manier wat vir ons meer vrede gaan gee. Hierdie is die veilige plek om te wees, want dan is ons in U wil.
En daarom vra ek Gees van God, U wat in ons is, prompt ons van nou af, elke besluit wat ons neem, elke keuse wat ons maak, om te vra, is dit wys? En om dit regtig op daai manier te benader. Vader, ek wil regtig vir U dankie sê, dat U omgee, vir ons op so 'n manier, dat U omgee hoe ons die lewe lewe, dat U die lewe vir ons wil help om, en ons toerus hoe om dit te doen. En Here Jesus, baie, baie, baie dankie vir die ontsaglike liefde, wat U op hierdie manier ook vir ons kom wys. En ek vra nou, dat U deur die Gees regtig in ons sal werk. Ek wil regtig vir U dankie sê, vir wat U vir ons geleer het in die afgelope weke, wat U vir ons geleer het vandag weer eens. Ons is so blessed, en ons eer U, en ons wil sommer net vanoggend vir U sê, Here God, ons is lief vir U. U is ons koning, U is ons Here, U is ons Vader, ons behoort aan U. Daar's niemand soos U nie. En ons wil vir U vra, as ons 'n week ingaan, help ons om so te lewe, dat ons lewe sal wys, dat ons aan U behoort. Dat ons lewe 'n lig sal uitstraal, wat U sal verheerlik. Dat ons die lig in 'n donker wêreld sal wees. En as ons nou uit mekaar uitgaan, wil ek vra dat U ons sal beskerm en bewaar met die bloed, Here. Ek wil vra dat U absoluut vir ons sal toevou in die liefde en U genade en die hand van bewaring oor ons sal hou, sodat geen onheil naby ons sal kom. Ek wil vra dat U vir ons gesondheid en krag sal gee, en dat U vir ons sal help in elke besluit wat ons neem. En ons sal prompt om die vraag te vra, is dit wys? En dat U vir ons wysheid sal gee, wanneer ons daai vraag vra. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.